Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 1 April 2026. Ons doen die nuus en kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, swanger skooliere, skole moet klaskamers nou aanpas. Nuushooftrekke vir vandag, konflik in Midde-Ooste, hou gevolge vir Suid-Afrika in. Brandstofverhoging, vandag, toe nie so erg nie. Swanger skooliere, nuwe aanpassings in klasse moet vir hulle aangebring word. Suid-Afrikaanse nasionale weermag word nou in gebiede ontplooi. Keniaanse atleet uit atletiek geskors. Pieterberg wil Curriebeeker vir Griekwas in Kimberley wen. Meubels, geriewe en toerusting by openbare skole sal voortaan vir gebruik deur swanger leerlinge aangepas of gewysig moet word, so lei die konsepregulasies vir leerling swangerskappe wat deur die Departement van Basiese Onderwys ontwerp is, om te verseker dat die klousule daarvoor in die omstrede wysigingswet op basiese onderwyswette, BELA, in werking gestel word. BELA sedert 24 Desember 2024 van krag en kan ten volle toegepas word. Belanghebbendes en die publiek het 30 dae om skriftelike kommentaar hierop te lewer. Die mees bestrede klousule oor hierdie ontwerp is die toelatings en taalbeleid van die skole. Sommige kritici beskou die wet daarom as 'n berekende aanval op Afrikaanse skole. In samewerking met die Departement van Gesondheid en van Maatskaplike Ontwikkeling sal skole toegang tot noodsaaklike, voorgeboortelike, nageboortelike en sielkundige maatskaplike ondersteuningsverdienste aan die leerlinge moet fasiliteer. Kwarowe beklemtoon dat Suid-Afrika beduidende vordering gemaak het met die beskerming van die regte van swanger leerlinge. Hierdie praktyke het bygedra tot kommerwekkend hoë uitvalsyfers. Die regulasies bou voort op die vordering tot waardigheid, insluiting en gelyke geleenthede vir almal. Lydens die konsepregulasies moet elke skool ook 'n ondersteuningsspan stig waar die bestuursprosesse van leerling swangerskappe lei en daaroor toesig hou deur die koördinering van multisektorale reaksie, het sy gesê aan die media. Ondanks die R3 verlaging per liter in brandstofheffing, styg die petrolprys egter vandag steeds met R3.06 en diesel se prys met R7.37 per liter. Die groothandelprys vir parafin styg met R11.67 per liter en van vloeibare petroleumgas, oftewel LPG, met R1.08 per kilogram en R1.23 per kilogram in die Weskaap. Aanvanklike ramings was dat die prys van 95 oktaan petrol aan die kus met meer as R5 per liter en diesel met so wat R10.48 per liter sou gestyg het. Vir die eienaar van 'n motorvoertuig met 'n 45 liter petroltank beteken die ingryping dis 'n besparing van R135 elke keer wanneer die tank volgemaak word. Die bestuurder van dieselmotors met 'n tank van 80 liter gaan dus R240 per voltank bespaar. Enoch Godongwana het gesê, die verlaging in die brandstofheffings vir die maand sal die staatskas sowat R6 miljard aan verlore belastinginkomste kos. Die DA wat verlede week voorbrand gemaak het vir 'n 50% daling in die algemene brandstofheffings, het die stap deur Godongwana verwelkom. Die konflik in Midde-Ooste plaas hernieude druk op kunsmis en brandstofpryse en hou direkte risiko's in vir Suid-Afrika se graanprodusente, waarsku bedryfsorganisasies. Brent-olie het in sommige gevalle bo $100 per vat verhandel te midde van onsekerheid oor moontlike ontwrigtings in kritieke skeepsroetes soos die Straat van Hormuz. Hoër dieselkostes sal die uitgawes om te plant, oes en vervoer verhoog, terwyl druk op die kunsmispryse produksiemarges verder kan knel. Daarby kan wisselkoerskommelinge en die markonbestendigheid beplanning bemoeilik en insetbesluite kompliseer. Produsente werk reeds in 'n omgewing van beperkte marges en korttermyn markonbestendigheid kan bykomende druk op hulle plaas, het die organisasies aan die media gesê. 17 woonbuurte op die Kaapse vlaktes is geïdentifiseer as gebiede wat onder bendeverwante geweld en bedrywighede asook moorde gebuk gaan. Die gebiede is Mitchellsplein, Philippi, Steenberg, Kraaifontein, Mfuleni, Bishop Lywes, Delft, Elsies Rivier, Mannenberg, Rywensmead, Gugulethu, Nyanga, Philippi Oos, Samora Machel, Khayelitsha, Harare en Meisenberg. Luitenant-generaal Thembisile Patekile, die polisiekommissaris in die Weskaap, het by die bekendstelling gesê, Operasie Prosper het baie beplanning agter die skerms gekos. Patekile sê die lede is daar om te dien en om te help en sal alles in hulle vermoë doen om diegene verantwoordelik vir die geweld aan te keer. Enige een in ons pad sal die volle mag van die wet voel.
Hy sê die geskiedenis wys dat waar meer voet op die grond sigbaar is, geweld en misdaad afgeneem het. Die ontplooiing gaan die weermag meer as 800 miljoen rand kos. Die saak teen 'n 34-jarige man, wat van die dubbele moord op 'n egpaar van Plettenbergbaai aangekla word, is gister tot volgende week uitgestel, onder meer vir die hof om persoonlike inligting te bekom, nadat hy borgtog aansoek gedoen het. Christian Branders, wat 34 jaar oud is, van Wittedrif, het gister vlugtig in die beskuldigde bank in die Landdroshof in Plettenbergbaai ingeskuif. Die lijkte van Dr. Jane Luke, wat 71 jaar oud was, en haar man, Rolf Luke, wat 77 jaar oud was, is verlede woensdag op hulle plaas in Glenlourie in Kruiks buite die kusdorp gevind. Hy is kort daarna aangekeer. Branders het maandag die eerste keer sedert sy hegtenisneming in die Landdroshof in Uniondale verskyn op aanklagte van diefstal van 'n voertuig in die besit van dwelms. 'n Gedenkdiens vir die egpaar word Saterdag om 10:00 gehou. Checker se boodskap is egter duidelik: koop jou kruideniersware van die huise af. Die voorname kleinkoshandelaar het verbruikers aangeraai om van sy hoogsgewilde 60/60 afleweringsdienste gebruik te maak, omdat dit sagter op probesie sal wees. As verbruikers eerder sou besluit het om 'n rit te spaar en van die 60/60 dienste gebruik te maak, sou hulle R42 kon bespaar uit op petrol. 60/60 se afleweringsfooi beloop R36 per aflewering en het sedert die diens in 2019 begin is met slegs R1 gestyg. Die diens lok steeds wyd nuwe klante omdat dit vinnig, gerieflik en betroubaar is, iets wat veral belangrik is vir verbruikers wat in hierdie tyd wil spaar. Dit help ook om verkope aan te dryf, aangesien mense makliker en meer gereeld hulle inkopies via die app gaan doen. Virgin Bet, wat in Brittanje gesetel is, het amptelik met bedrywighede op plaaslike bodem begin. Virgin Bet het 'n plaaslike bedryfslisensie van Mpumalanga se provinsiale dobbelraad ontvang, maar sy bedrywighede sal in Kaapstad gesetel wees. Die verslagdeel Trade Intelligence toon 39% meer Suid-Afrikaners het begin met aanlyn dobbelary as 'n jaar gelede. Boonop het 44% van die respondente aangedui hulle bestee beperkte huishoudelike inkomste aan dobbel eerder as noodsaaklike uitgawes soos kruideniersware. Voor vanjaar se begrotingsrede is bespiegel oor 'n 20% belasting op aanlyn dobbel, maar dit is moeilik deurdat die sperdatum vir openbare kommentaar eers na die begrotingsrede was. Wêreld Rugby het gister die loting vir die Hong Kong toernooi wat van 17 tot 19 April gehou word, bekend gemaak. Benewens Suid-Afrika en die Argentyne, Spanje en Uruguay die ander spanne in die groep A vir die Hong Kong toernooi. Groep B sal bestaan uit Fiji, Frankryk, Brittanje en Duitsland, en in groep C sal Australië, Nieu-Seeland, Amerika en Kenia wees. Philip Snyman, afrigter van die Blitsbokke, sal egter van beter weet as om die Argentyne te onderskat. Die Blitsbokke in Argentinië het in Maart sake uitgespook in die halfeindronde van die New York toernooi. Suid-Afrika het met 14 teenoor 5 gewen. Spanje het die liga fase van die seisoen in die 7de plek op die puntelys klaargemaak. Sevens rugby is egter baie onvoorspelbaar en Spanje was al 2 keer in sy 35 wedstryde teen Suid-Afrika aan die wenkant gewees. Die Suid-Afrikaanse vroue het vanoggend in Wellington, Nieu-Seeland in hulle tweede eendagwedstryd teen die Witvarings te stand gekom met die 30-jarige Sonny Loos wat die unieke mylpaal van 150 eendagwedstryde vir die Protea vroue bereik het. Voor vandag se wedstryd het Lies met 3080 lopies in eendag cricket gespog nadat sy 21ste 50-tal in Sondag sy eerste eendagwedstryd teen Nieu-Seeland in Christchurch behaal het. Dit is ook lekker om te sien hoe die jongelinge inkom en dadelike impak maak en begin floreer, het sy gesê. Die reeks teen Nieu-Seeland is die Protea vroue se tweede in die reeks vir die kwalifikasie vir 2029 se wêreldbeker toernooi en volgens Lies is elke punt wat hulle kan kry baie belangrik vir die span. Ons wil nie onsself in 'n situasie plaas waar ons op ander spanne se uitslae moet steun om te kwalifiseer nie. Die derde eendagwedstryd tussen Nieu-Seeland en Suid-Afrika se dames word Saterdag ook in Wellington beslis. Albert Korir, marathonontleed van Kenia, is maandag vir 5 jaar geskort nadat hy erken het hy het 'n verbode middel gebruik. Korir, wat 32 jaar oud is in Oktober verlede jaar positief getoets vir die gebruik van die sintetiese vorm van EPO. Die middel stimuleer die liggaam se vervaardiging van rooi bloedselle. Hy is aanvanklik vir 6 jaar geskort, maar die AIU sê dit is met 1 jaar verminder nadat Korir skuld beken het. Korir se skorsing geld van 1 Januarie 2026 tot 7 Januarie 2031. Die Keniaan het in 2021 die New York Marathon vir 'n tyd van 2 ure, 8 minute en 2 sekondes gewen. Pieter Berg, afrigter van Griquas, sy groot droom is nou om die Currie Beeker tuis in Kimberley te wen, nadat sy kontrak as hoofbreier van die
Blaues verleng is tot die einde van 2029. Hy sê hy sal egter weer 'n Karibeker wil wen, maar die keer op die tuisbodem. Na aankondigings oor die res van die afrigtingsspan kan volgens Berg binnekort gedoen word. Ek voel ons het 'n gevestigde afrigtingsspan. Ons hoop om hulle kontrakte binnekort af te handel om 'n pad saam te stap. Berg is in 2021 as hoofafrigter vir die Griquas aangestel. Asenathi Ntlabakanye sal minstens nog 'n maand moet wag om te hoor wat sy lot is nadat hy verlede jaar positief getoets is vir die gebruik van 'n verbode middel. Sy verhoor het verlede week begin. Dit sal in die laaste week van April hervat. Daar word nog op 'n datum gekyk wanneer die slotargumente aangehoor sal word. Ntlabakanye kan vir so lank as 4 jaar geskort word. Die Suid-Afrikaanse Rugby Unie het in Augustus verlede jaar in 'n verklaring bekend gemaak dat Ntlabakanye positief getoets is vir 'n middel wat 'n spesialis aan hom voorgeskryf het. Na afloop van die wedstryde teen Glasgow Warriors en Connacht kom die Leeu's in hulle tweede wedstryde in die ligafase teen Leinster op 9 Mei en Munster op 16 Mei in Ierland te staan. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo for you. U kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 18:30, Polokwane 15:28, Lephalale 18:30, Mbombela 17:29, Mahikeng 17:28, Pretoria 17:29, Johannesburg 17:28, Ermelo 11:26, Galagadi 24:33, Gaborone 20:30, Richards Bay 21:33, Pietermaritzburg 17:33, Durban 20:29, Port St Johns 19:32, Pongola 20:32, Maputo 20:29, Bethlehem 13:27, Bloemfontein 18:30, Alawal Noord 17:31, Welkom 19:31, Vryburg 18:31, Kimberley 22:32, Appington 25:35, Prieska 23:34, Springbok 19:33, Karasburg 23:33, Keetmanshoop 24:31, Mariental 20:30, Alexanderbaai 15:25, Brandvlei 21:35, Loederitsbaai 19:34, Vredendal 14:34, Kaapstad 18:25, Sutherland 17:29, George 17:28, Jeffreys Bay 18:28, Taberra 18:28, Grafreinet 19:34, Kapogelas 16:25, De Aar 21:32, Molteno 15:28, Beaufort Wes 22:34, Oos-London 19:33, Mabalane 19:30. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.97 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.69. Die euro verhandel teen R19.59. 'n pond kos R22.47. 'n yen kos 11 sent. Platinum per fyn ons is $1,970. Palladium per fyn ons is $1,485. Silwer per fyn ons is $75.02. Goud per fyn ons is $4,663. Brent olie per vat is $112.78. Gedagte vir die dag: drome plus harde werk is gelyk aan sukses. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal verder toegewens.